'n Goeie dag. En vandag praat ons oor 'n baie belangrike en 'n interessante onderwerp. Die proses van wedergeboorte is diep gewortel in elke Christen se wese. Baie Christene soos Nikodemus in die Bybel verstaan nie mooi hoe dit werk en wat met 'n mens se tweede geboorte, wedergeboorte gebeur, of hoe dit deur God se genade werk nie. Al verskil menslike spesifieke besonderhede, is die onderliggende idee dat die lewe nie met fisiese dood eindig nie, maar wel in 'n ander vorm of 'n toestand voortgaan. En wedergeboorte is 'n kragtige konsep om bestaan, groei en transformasie te verstaan. Iets wat ek wel met groot sekerheid kan sê is dat baie Christene dit nie verstaan of wil aanvaar nie. Hulle wil maar hulle eie dinge doen. Wel, vandag nooi ek jou uit en ek vertrou die Here om dit aan jou te openbaar. Jesus self het in Matteus 7 vers 13 gesê, luister mooi, die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen smal, en die wat dit kry is min. En dan gaan hy aan daar in Lukas 13:24 sê hy, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan, want baie verseker ek, Jesus julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. So ons moenie so selftevrede wees en dink ons is Christene en ons is net gered nie. Dit werk nie so nie. Die Here Jesus sê, dit werk nie so nie. Ons sien dus hoe belangrik ons tweede geboorte hier op aarde is. As Jesus self hierdie waarskuwings gee, moenie die Here se woord ligtelik opneem nie. Is jy dalk een van die mense wat in die poort, die smal pad wandel, wat al jou kragte inspan om by die smal deur in te gaan, waarvoor Jesus in Lukas 13:24 praat? In kort sê Jesus, wedergebore mense is op die smal pad, op pad na hom toe, op pad hemel toe. En onwedergebore mense, hardkoppige mense, is op die breë pad, op pad hel toe. En daardie dag sal dit nie help om te sê, Here, Here nie, want Jesus sal sê, in Matteus 7:22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedrywe, en in U naam baie kragte gedoen nie? Dus, kom ons kyk wat die woord verder in kort vir ons verduidelik, en vir ons sê, en die Heilige Gees wat dit in ons harte wil vasmaak. En nou gaan ons nie kyk na siele van mense in die ou verbond voor Jesus as 'n mens soos ek en jy aarde toe gekom het in die nuwe verbond nie, maar wel nadat Jesus gekruisig was. Dis waarna ons gaan kyk. 'n Nuwe tydvlak in God se nuwe verbond, hoor ons in Hebreërs 8:13 en ook Jeremia 31:31. 'n Nuwe Testament sê Lukas in 22:20 en in Markus 14:24 in Jesus se evangelie. Ja, daar hoor ons wedergeboorte in Titus 3:5. Ons dink baie keer, ek is nie vir Jesus aanvaarbaar of waardig genoeg om sy kind te wees nie, maar dit is nie die waarheid nie. Die waarheid is dat omdat ek in Christus glo, sal ek nie veroordeel word nie. Ons hoor Johannes 3:18 wat sê, hy wat in hom Jesus glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. En dan hoor ek daar in Johannes 3:36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Nee, miskien eendag nie. Hy sê hy het die ewige lewe. Dus, wat dink jy? Gaan ons geredde mense, kinders van God drie-enig, met Jesus se wederkoms veroordeel word? Ek gee jou 'n oomblik om dit te oordink. Wat dink jy? Gaan ons, as ons voor Jesus verskyn, na sy wederkoms, veroordeel word?
Ja of nee? Wel, jy het nou seker jou eie antwoord gehad, nê? Maar dit maak nie saak wat ons sê nie, maar wel wat God sê. En ons hoor God daar in Johannes 3:18 sê die Here: Hy wat in hom Jesus glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. En ook in Johannes 5:24 hoor ons dit: verseker ek julle, wie luister na wat ek, Jesus, sê, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Ja, hy het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie. Maar hy het alreeds uit die dood na die lewe oorgegaan, sê die ou Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling, nê? Die waarheid is dat ons in en deur Jesus Christus aanvaarbaar is vir God. Want dis nie ek wat na Jesus gaan soek het nie. Dis nie jy wat na Jesus gaan soek het nie. Maar dit is wel God wat my en jou na Jesus toe trek. En dan hoor ons Johannes 6:37, en elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Vers 44. Niemand kan na my Jesus toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie. Dis God trek jou na Jesus toe. Hy roep jou. Hy maak seker dat jy van Jesus sal hoor. En hierdie verse is net om jou te wys. Jy het nie na Jesus gaan soek nie, maar wel dat dit God is wat jou deur sy gees na Jesus toe getrek het en jou op 'n sekere dag aan Jesus voorgestel het. En nou het jy 'n keuse om te maak, vir God of teen God. Ons sien dit en ons hoor dit in Hosea 6:7 en ook daar in Hosea 11:10. Dink maar aan Saggeus wat daar bo in die boom sit, nê? Jesus stap met 'n horde mense hier agter hom, maar hulle is die mense wat net wonderwerke wil hê en kos wil hê dat Jesus weer wonderwerke doen dat hulle kan eet. Nee, Jesus kyk op en hy sê vir Saggeus: Saggeus, ek kom vanaand by jou bly. Kan jy dink hoe vinnig daai kort mannetjie ou Saggeus uit die boom uitgeklouter het? As jy Jesus in volle geloof gekies het, as jy glo Jesus het vir jou sondes betaal deur sy lewe aan die kruis te laat vasspyker, om vir jou sondes gekruisig te word, en glo dat God onsse Vader hom, die Here Jesus uit die dood laat opstaan het, is jy geregtig op God se beloftes, wat vir jou bedoel is en was. Romeine 10:9 sê mos, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en Romeine 8:1 en 2 sê baie duidelik, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. As jy in Christus Jesus is, as jy jou skuld op hom afgelaai het, dan weet jy nou met 'n algehele sekerheid, die Here God het jou vrygespreek, en daar is geen veroordeling vir jou nie. Jesus het die prys aan die kruis betaal vir al jou sondes. En as God nou na 'n wedergebore mens kyk, dan sien hy sy seun in daardie mens. En daarom sê ek, moenie môre of die toekoms vrees nie, want God is alreeds daar. Ons hoor Lukas 12:7, moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies, en selfs die hare op julle kop is almal getel. Ons word as gevolg van Adam se sonde in sonde gebore, en dit is 'n groot probleem gewees. Met ander woorde, toe Adam sondig het hy Adam die duiwel toestemming gegee om in hom in te trek, al dis in almal van ons, om in ons te kom woon. Romeine 5:12 hoor ons mos, daarom, net soos die sonde deur een mens in die wêreld ingekom het, en deur een mens die dood. Nou lewe Adam voort met Satan se gees binne in hom. Adam het 'n keuse gehad en hy het verkeerd gekies. Hy was ongehoorsaam en het gesondig. Genesis 3:1-6, lees dit maar. Eva het ook vir haar man by haar gegee en hy, Adam, het geëet. Ja,
Ons almal word dus geestelik doodgebore. Die Bybel sê in sonde gebore. Doodgebore beteken van God geskei. Wat beteken ek en jy ook? Ons is doodgebore deur een mens, Adam se sonde. Ja, ek hoor in Romeine 5:12 wat sê, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Ja, en dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het. Om die werke van Satan en die Satan self te oorwin. Ek hoor daar in 1 Johannes 3:8 en Kolossense 1:13 en 2:15, die Seun van God het verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring in die koninkryk van sy geliefde Seun. En nadat hy die magte en gesagvoerders ontwapen het hy hulle in die openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer aan die kruis. Ja, Kolossense 2:15, nee. Sodat almal wat in Jesus glo en glo dat God Jesus uit die dood opgewek het, Romeine 10, vers 9 tot 11. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, ja, en hulle sonde bely, het 'n tweede geboorte, deur God gebore, met God se onverganklike saad. Ja, die ewige en die lewende woord, Jesus het in ons kom woon. Jesus, hy is die woord en die lewe. En ons hoor daar in Kolossense 1:15 en 16 en Romeine 8:29. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Ja, toe ek Jesus aangeneem het, nadat God self my na Jesus gelei het, en moet asseblief nou net nie dink, dis jy wat na Jesus toe gegaan het nie. Ons hoor Johannes 6:44 en vers 36, niemand kan na my, Jesus, toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom, daardie persoon, nie na my toe trek nie. Toe ek Jesus aangeneem het, het God my 'n tweede geestelike geboorte geskenk, wedergeboorte, om sy kind in en deur Jesus Christus te word en deel van God se familie te word en broers en susters in Christus te word, waarvan Christus die eersgeborene is. Ons hoor dit in Romeine 8 vers 29, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Dit het God deur wedergeboorte gedoen en die Heilige Gees het ons daardie presiese oomblik, toe ons Jesus aanneem en glo, in Jesus geplaas, met Jesus se Gees nou in ons, kom die Heilige Gees en beseël ons in Christus. Ja, 2 Korintiërs 1:22 sê, ons is sy eiendom, ons is as sy eiendom beseël. En nou is Christus in ons, en ons in Christus vir ewig en altyd beseël. En niks kan ons nou uit God se hand uitruk nie. Na God jou deur sy Gees 'n tweede geboorte geskenk het, dan sal jy, as jy tot sterwe kom, voor Jesus se wederkoms, sal jou liggaam tot stof terugkeer, en jou siel sal by God wees, tot die dag van Jesus se wederkoms. En die dag van Jesus se wederkoms, dan sal ons, as Jesus kom, ons verheerlikte liggame ontvang. As jy die dag sterwe, sal jy in 'n rusplek by God wees, en nie in 'n plek iewers onbekend of in die donker Hades nie. Sheol is die plek waar ongeredde siele wag op God, se oordeel. Hulle wag op God se oordeel, tot en met Jesus se wederkoms. Maar alle geredde siele was in Hades, maar met Jesus se 3 dae in die graf, het Jesus hulle mos daar gaan uithaal en hulle hemel toegeneem, om by hom, die Here, tot in alle ewigheid te wees. Ja, alle verlore siele wat vandag nog weier om Jesus aan te neem, en hulle sterwe sal nog steeds in Sheol gewerp word, die wagplek van ongeredde siele, tot en met Jesus se wederkoms. En dan sal hulle opgeroep word tot oordeel,
almal wie se name nie in die boek van die lewe opgeskrywe is nie. Dit is eers dan, wanneer verlore en ongeredde siele, na God se oordeel, in die hel, en nou in die Nuwe Testament as Gehenna beskrywe word, waar die ewige vuur en swaal vir ewig brand. Geen ekskuus sal hulle nou meer red nie. Dis almal wie se name nie in die boek van die lewe staan nie. As 'n geredde, wedergebore mens vandag sterwe, is jou siel direk by God en nie in Hades nie. Verstaan dit mooi. Dus, geredde, wedergebore kind van God, moenie vrees nie, want in Christus is jy alreeds een met hom. As God dus vandag na jou kyk, wat sien hy? Sien hy die ou jy wat gesterwe het? Of sien hy sy seun in jou, as jy? Want dis net Jesus wat God wederkerende liefde kan gee. Jy, as wedergebore kind van God, is nou geregtig en mag God se beloftes ontvang. Seën, vrede en genade, barmhartigheid en vrede vir jou geliefde kind, vanaf God onse Vader Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons hoor in Numeri 6:24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.